As ek sê hemel, wat is die eerste prentjie wat by jou opkom? Wolke, goue hekke en paaie? As ek sê hel, waarmee assosieer jy dit? Vlamme, kleure soos rooi en swart? Ek lees in C.S. Lewis se boek The Great Divorce, sy definisie van hemel en hel. Hy sê hemel is waar 'n mens nie alleen is nie. Dis waar mense saam is en saam wil wees vir altyd en altyd. Hel daarteenoor is waar mense saam is, maar nie saam wil wees nie. Dis waar mense probeer wegkom van mekaar, maar dit nie kan regkry nie. Jy is saam mense vir ewig, saam wie jy nie wil wees nie. Dit het my laat dink. Mens lees nooit van iemand wat alleen in die hemel is nie. Daar is miljoene der miljoene engele, sê die skrif. Jesus sit langs sy Vader by die troon. Wanneer die ryk man met Lazarus praat, sit hy by Abraham. Wat 'n mooi prentjie, dis wat hemel is, 'n plek van samekoms, met geliefdes en met die Here. Maar dalk waar mense nou reeds by mekaar kom, breek daar al stukkies van die hemel deur in ons realiteit. 'n erediens waar die gemeenskap van die heiliges gevier word, kan nou al 'n stukkie hemel in hierdie stikkende lewe wees. Saam aan tafel as gesin kan 'n tikkie hemel wees. Ek moedig jou graag aan om hierdie gemeenskap met ander ook op te soek. Dink bietjie na vandag oor al hierdie voorsmaakies wat ons kan geniet van eendag. Ons bid. Here, dankie dat ons nie net eendag hemel sal ervaar nie. Intussen moet ons maar suffer nie. Dankie dat U koninkryk elke dag kom. Maak ons bewus daarvan dat ons met vreugde en vrede kan lewe, maar nie net onsself nie, ook ander. Amen.